dankie dat ons kan kom en U kan ken die enige waaragtige, die alleenwyse God, skepper van hemel en aarde. En Here, daar is niemand soos U. En Here, ons staan hier as liggaam van Christus en ons bring U lof en eer, want U alleen kom dit toe vanmôre. En daar is niemand soos U nie, Here. Here, U is die God wat harte kan oopbreek en vul met liefde. Here, U is die enigste God wat die see kan kloof, dat die kinders op droë grond kan deurbring. Here, U is die enigste God wat vir die blinde kan sê sien, vir die lamme staan op en loop, wat vir die wat gebroken is van hart kan sê, ek kan jou heel maak. Here, daar is niks wat vir U te groot is nie. Daar is geen saak wat vir U te moeilik is nie. En Here, U word nie moeg nie, en U word nie mat nie. En dit maak nie saak waar ons is nie. U sê ons kan U aanroep enige tyd van die dag, enige plek in jou lewe. En Here, daar is geen prys groter as die prys wat U betaal het nie. En Here, daarom staan ons almal hier vanmôre, terwyl ons lof en eer bring, in sang en aanbidding, en sê dankie Here Jesus. Dankie vir elke druppel bloed wat op die aarde geval het, Here. Nie toe ons gered was nie, maar toe ons nog ongered was. Daarom, Here, seën hierdie woord vandag in elke hart,
dat ons ontvanklik sal wees om te hoor wat U met ons wil spreek in hierdie oggenduur. En ek bid dit alleen uit die naam van die Koning, Jesus Christus. Amen. Goeiemôre, julle kan julle sitplekke neem. Baie dankie aan al die mense van die musiekspan. Julle het ons hart gebless en jong, blessed be the name of the Lord. Ek ken hom. Dit was 'n hoë hit gewees toe ek nog jonger was. So, gaan nie oor hoe oud of hoe jonk die liedjies is nie. Die Here praat deur hulle almal. Ek het vanmôre interessante tema, om die waarheid te sê, dit bevat ook die 3 punte wat ons gaan behandel. En voordat ons by alles kom, en almal kry nog reg en kom reg, en ek solank vir die tema gee, dit is jy gereed? Is jy volmaak? Jy moet verander. Is jy gereed? Is jy volmaak? Jy moet verander. Nou kyk, as jy dalk nou so 'n slegte week gehad het, dan kan die vrou die man so half in die ribbes pomp en sê, jy moet nou luister, hy preek net vir jou. En die mans wat druk die vrou maar so liggies op die been en sê hy praat met jou ook. So ja, die woord wat die Here tot my hart gespreek het, toe ek klaar voorberei het, toe sê ek, Here, ja, dit pas eintlik mooi in. Julle kan onthou die boodskap oor die sterretjie, ek het daaroor bedien, Pastoor Henry het in diepte ook daaroor bedien, kan julle nog onthou? Hy sluit aan daarby. En dan weet julle ook, Pastoor Henry het oor die wederkoms gepreek. Kan julle dit onthou? Die woord sluit daarby aan ook. En na aanleiding van daai woord oor die wederkoms, wat my getref het in my voorbereiding, is die klimaks van die boodskap. Kan een van julle onthou wat was die klimaks van die boodskap? Oor die wederkoms. Daar is hy. Dis die klimaks. Dis nie wanneer nie, dis nie hoe nie, dis nie waar gaan dit plaasvind, gaan jy in jou binnekamer wees, gaan jy in die kerk wees, gaan jy 'n datum hê, presies, en dan elke ding, gaan jy gereed wees. Dis die klimaks van die boodskap. Want as jy gereed is, maak dit nie saak nie. So ons gaan begin, die eerste teks wat ek vir julle wil lees, Matteus 25 vers 1 tot 13, ons gaan 'n paar skrifte lees, so ek hoop julle het julle woord by julle. As julle hom nie het nie, en ek sien dan het hulle 'n selfoon by julle, en as julle hom nie het nie, gaan hulle so gaaf wees om dit vir julle op die bord te sit. So sê amen vir tegnologie, as ons Eskom het. Die tweede teks wat ek gaan lees na daai ene is Lukas 18 vers 9 tot 14. So julle kan saam met my lees. Matteus 25. Dan sal die koninkryk van die hemele wees. Julle ken almal die koninkryksboodskap, die heerskappy van die koning, die heerskappy van Christus, sal dan wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En julle weet, al hierdie wederkomsboodskappe sê, ons is die bruid en ons wil die bruidegom ontmoet. Alright. Maar hoor nou hierso, hulle is almal maagde. Maar nou maak hy 'n onderskeid hierso, en hy sê in vers 2, en 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. Nou outomaties dink almal, okay, nee, ons is aan die verstandige kant. Dis almal maagde. Maar daar's net 50% wat verstandig was. Alright. Hoor mooi, vers 3.
En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. So niks ekstra olie nie. Daar was seker 'n bietjie olie in die lamp gewees, en hulle het gedink dis voldoende. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Want hoekom? So ek sê, ons het 'n paar sonde al oor dit bedien. Hulle het nie geweet in watter uur die bruidegom gaan kom nie. En as jy verstandig is, dan weet jy jou lamp brand dalk al 4, brand 'n uur, hoe lank ook al, en dan is dit verby. So dadelik het die verstandiges besef, wie wat, ons moet ekstra olie vat, sodat ons lampe kan aanhou brand. Want omdat ons nie die tydsbestek ken nie, moet ons voorsiening maak. En die dwaases het besluit, ons vat net ons lamp, want dis genoeg. It's enough. Alright, en hoor wat gebeur toe? Hoekom is hulle verstandig? En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. Interessant. Die verstandiges en die dwaases raak almal saam vaak. En middernag was daar 'n geroep, en daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. So is nogal 'n kwaai skrif hierso. Almal raak vaak, almal raak moeg vir die wag, en hier kom dit. Die bruidegom is hier. Staan op, maak gereed. Toe is dit maklik. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. So die lampies was aan, en hulle sien, okay, ons tyd het uitgeloop, ons lampies het nie meer olie nie. Dis klaar. Maar hierdie ander wat spaarolie saamgevat het, het nie 'n probleem nie. Hoekom? Hulle was gereed. En is my interessant, vers 7 wil ek net weer lees. Toe staan die maagde op, en hulle maak hulle lampe gereed. En dit klink so of almal nou gereed maak vir die bruidegom wat kom. Wat hulle wel doen, maar hulle maak hulle lampe gereed. So dit sê uiteraard vir jou dat die dwaase maagde was nie gereed nie. Want toe hulle gereed wou maak, toe is hulle onvoorbereid. En daar lê 'n sleutel vandag, en dis die eerste konteks, die eerste ding wat ons moet verstaan. Moenie dink, ons kan deur hierdie lewe gaan, gereed met die bietjie wat ons het nie. Ons moet seker maak, as ons gereed wil wees, dan is ons gereed vir die volle pad, vir die volle wedloop. Atleet wat oefen vir lang afstande, doen nie net 100 meter sprints nie. Want hulle gaan vir daai eerste 100 meter gaan hulle gereed wees. Maar hoe langer die afstand raak, hoe minder gaan hulle agterkom, hulle is gereed. En hierdie maagde het gedink hulle was gereed. Hulle was maagde, hulle het lampies gehad, hulle liggie het geskyn. Maar die tydsbestek waarvoor hulle beplan het, was nie voldoende nie. En toe sê hulle vir die verstandiges, baie maklik, leen vir ons van julle sin. Gee my 'n bietjie van joune. Ek het nou nie genoeg nie, gee my van joune. En dis nee, jy moet gereed word. En wat dit vir my sê in hierdie gedeelte, wanneer dit kom by die koms, as dit kom by die bruidegom, moet elke ou verantwoording vat vir sy eie lewe. Julle kan nie na pastoor Henry toe gaan, pastoor,
en vir hom sê, gee my van jou olie, want jy het dan 'n bietjie meer gebid as ons, want ons wil gereed wees. Hy staan vir homself. Ek staan vir myself en so ook elkeen van julle. En dan moet julle net nie miskwoteer nie. Hierdie het niks te doen met naaste liefde om met jou naaste te help nie. So moet nou nie as hy langs die pad staan met 'n pap, wil vir hom sê, ja, gaan kry jou eie tyre. Anders te was pastoor nou nog in die duine. Want almal jou gebande. Hierdie het niks met naaste liefde en met barmhartigheid te doen nie. Hierdie het te doen met of ons gereed is. Dis die sleutel. Is jy gereed? Jy kan nie van jou gereedheid vir iemand anders te gee nie. En toe hierdie dwaase maagde vir die wyses vra, gee vir ons bietjie van julle gereedheid. Toe sê hulle nee. Gaan maar en gaan koop vir julle. Terwyl ek dit lees, so sit en dink ek, toe hulle nou vaak word, het hulle nie maar besluit om maar toe te gaan koop nie. Toe kies hulle maar die slaap. En dan herinner dit my aan daai gedeelte, Spreuke 24, vers 33 en 34. Weet julle wat sê Salomo daar? Is hy op die bord? Nee, die bord is dood. Hier die Bybel. Nee, nou blaai julle. Kom ek help julle. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. En dan sê dan, oorval die goed jou en al daai goodies. So wat ek hieruit vat is, weet jy wat? As dit kom by jou gereedheid, kan ons nie gaan staan en aan die slaap wees, wanneer ons nie gereed is nie. Die wyse maagde kon gaan slaap, hulle kon gaan rus, want hulle was gereed. Op daai oomblik staan hulle op en hulle gaan, dis amper soos my middelste dogtertjie. As jy haar wakker maak, en jy sê vir haar, nou, 'n oogwind, dan staan sy gereed. Want alle goedjies is klaar in plek, sy weet waar's wat. So maar as jy nie gereed is nie, dan dink ek, moet jy pas op vir slymer en slaap. Volgende deel. O ja, nog 'n ding is, wat ek toe net hier sit en dink, net so side note. Hoe lank het hulle geslaap, want die bruidegom het middernag gekom. Toe gaan hulle eers winkel toe om te koop. So as hulle bietjie vroeër kon hulle dalk al 7 uur of 6 uur by die winkel gewees het. Net so side note wat ek gedink het. Nou nie dat dit aangaan wat alles hier in my kop aangaan nie, nee. Alright. En die wat dwaas is, sê toe vir die ander, gee vir ons olie, want ons lampe gaan uit, maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En sien julle, daar word hulle gevang onverwags. En die wat gereed was, ek sê weer, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En dit vat die eerste vraag van my tema. Is jy gereed? Is jy gereed? Want dis die vraag wat ons onsself moet vra, elkeen vir homself. Is ons gereed? Is ek gereed? Want ons weet nie wanneer kan ons einde wees nie. Ons weet nie eers of ons mekaar volgende Sondag sien nie. Die vraag is jy gereed? Want hierdie mense was gereed en hulle het saam met hom ingegaan. En die deur is gesluit. En kyk wat gebeur later, toe kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie.
En hierdie is nogal bietjie meer radikaal. Want in ons Afrikaanse sêwoorde, ons 'n ding wat sê die agteros kom ook in die kraal. Maar dit lyk of hierdie osse agtergebly het. Want hulle was nie gereed nie. En om die waarheid te sê, is dit nie net, ag, julle ou laatkommertjies, ons het geweet, jy weet, ons ken julle mos nou al. Hy sê eintlik daar, ek ken jou nie. Jy was nie gereed nie. Jy het nie beplan nie, jy het nie aggeslaan op die uitroep nie. Jy het geweet die bruidegom kom, jy het wel nie geweet die uur wat hy kom nie, maar omdat jy nie gereed was nie, ken hy jou somme nie. En ek glo al 10 was genooi. So hulle naam was op die genooide lys gewees. Maar hy sê, ek ken julle nie. Dan sê hy, waak dan, omdat die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. En so die klimaks hier is weer dieselfde as die woord wat ons gehoor het. Jy moet gereed wees. Jy moet luister. Al word jy dalk vaak langs die pad, moet jou kannetjie olie vol wees. Al raak die pad so rof dat jy moeg word, is jou oliekannetjie nog vol. Of loop die olie nou maar uit, en loop het uit, en dan besluit jy, ag, ons het nog tyd, ons sal weer kry, ons sal weer kom. Jy sien, ons kan nie in hierdie gejaagde era waarin ons leef, dinge nog oorstaan nie. En ek praat nou nie van jou werk, of weet, wanneer gaan die huis geverf word, of wanneer gaan ons dit doen, of die toilet moet lek, en hy moet reg. Dis ook goed, luister maar na die vrou, en moet dit ook nou nie laat oorstaan vir jare nie. Maar wie wat, ek vind partykeer word die toilet vinniger reg gemaak, as ons eie geestelike behoeftes. Want dit is net makliker om dit te laat oorstaan. Dit is maar net makliker om met daai pyn en daai seer te loop vir jaar en jaar en jaar. Ons sal met dit deel. Ons sal nog vergewe, ons sal nog daarby kom. So dis die eerste vraag wat ek julle wil vra, of wat in my tema is. Is jy gereed? En ek dink dis die vraag wat eintlik baie gevra word van kansels af al reg oor hierdie wêreld vandag. Die afgelope hoeveel weke dalk. En dan wil ek oorgaan na die tweede punt, en dis die gedeelte in Lukas. En ek wil aansluiting daarby vind, en ons gaan eers saam lees, Lukas 18, vanaf vers 9 tot 14. En jong, hierdie is 'n gevaarlike ene. Die opskrif sê daar gelykenis van die fariseer en die tollenaar. En die fariseërs en skrifgeleerdes staan hier voor. So ons moet mooi verstaan wat hier so staan, maar baie keer staan hulle by die huis ook. Kom ons lees van vers 9. En hy het met die oog op sommige, gelukkig nie almal nie, wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is, en die ander verag, het hy hierdie gelykenis vertel. En dit bring my by my tweede vraag. Is jy volmaak? Is jy volmaak? Want jy sien, hierso vertel die Here Jesus hierdie gelykenis, en daar's 2 manne, wat na die tempel gaan om te bid. Die een 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U, dat ek nie is soos die ander mense nie. Nou sê hy, wat 'n mense? Rowers, onregverdiges, egbrekers. So dadelik kan jy sien, hy verhoog hom bo al hierdie goed.
En dan sê hy nie net sommer so arrogant nie, dan kyk hy sommer hierdie tollenaar hier langs hom, en dan sê hy, of ook soos hierdie tollenaar nie. So Here, ek is so dankbaar, ek is beter as al hierdie mense. Het julle al dit gehoor? Baie mense wat sê, veral wanneer dit kompeterend raak, is beter as jy, is beter as jy. So al wat jy moet doen, jy moet al ewig jou naaste bietjie afdruk, sodat jy kan beter wees. En dan sê hy hoekom? En nou eerste brag hy, en daarna gooi hy alles wat in sy raamwerk om kwalifiseer om beter te wees as hierdie ou. Ek vas 2 keer in 'n week, in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. Daar is 80% tollenaars. Pastor Henry? 10des van alles, so onverbiddelik. En kyk hierso staan hierdie tollenaar, en ek meen, ek glo hierdie ou het sommer hardop gebid. En hy hoor wat hierdie ou sê, maar die tollenaar het gaan ver weg staan. Hy wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Is jy volmaak? Hier is 2 persone. Die eerste een het gedink, hy is gereed, en hy het gedink, hy is volmaak. Want in sy raamwerk was hy awesome. Hy was daar. Hy het arrived. Daar's niks meer wat hy kon doen nie. Hy was heilig verby. En dis die tweede struik waarin die mens vandag kan trap. Kan die Here soek met jou hele hart en die Here kan wonderlike goed vir jou doen, maar moet nooit op die punt kom waar jy sê, ek is nou volmaak, ek het dit. En dan wil ek bylaas, moet nooit op daai punt kom waar jy dink jy is beter as iemand anders nie. Ongeag jou omstandighede, ongeag waar jy jouself bevind. Want die Here het nie na dit gekyk nie. Die Here het nie gekyk na, hy gee sy volle 10de nie. Die Here het nie gekyk dat hy horeer nie, hy egbreek nie, hy roof nie. Hy doen niks van hierdie goeters in sy raamwerk nie. Want die groot ding, die Here het na sy hart gekyk. Met sy mond of met sy dade dalk, het hy dalk iets goeds gedoen of het hy dalk hierdie goed nie gedoen nie. Maar ek meen, as ons die saligsprekinge en daai goeters deurwerk, die koninkryk julle woorde te weet, as julle dit nog nie gedoen het nie, dan moet julle by 'n mentor inskakel, dat julle deur daai boekies gaan. Het gaan oor die motief van jou hart. En hierdie ou se motief was nie so volmaak, soos wat hy gedink het hier nie. Maar ek vind hierdie tollenaar, hy weet dalk hy steel, hy weet dalk hy doen goed verkeerd, wat ook al hy in sy lewe aangaan. Ek ken hom nou nie persoonlik nie, hy is lankal weg. Maar daar is een ding wat hy ook geweet het. Hy is afhanklik van die een wat waarlik meer is as hy. Ons is afhanklik van ons voorbeeld wat volmaak is. Ons is afhanklik van die leidsman wat voorloop. Hy is volmaak. So vir ons om ons lewe meer volmaak te kry, is daar net een ding wat ons kan doen. Ons kan soos hierdie tollenaar in ons swakheid en ons gebrokenheid voor die meester kom en sê, Here, ek is nie. Ek het dalk hier oorwin, maar daar het ek geval. Ek het dalk hierdie area in my lewe, het ek 'n deurbraak gekry. Maar in daai area het ek weer 'n fout gemaak. Here, ek het alweer kwaad geword en gesondig.
Maar Here, ek het dit daarom dalk het een keer hierdie week gedoen en nie net elke dag. Ek weet nie, ek noem net 'n paar voorbeelde. Elkeen sal weet. Maar die groot ding is, kom ons nog en ons het ware berou. Daai berou wat sê, Here, ons is nie volmaak nie. En ek wil dan die twee goed vir julle net kombineer. Jy hoef nie volmaak te wees om gereed te wees nie. Maar wees eerder gereed in jou onvolmaaktheid. Het julle hom? Amen. Want jy sien, ons almal skiet tekort. Ons almal weet wat is die area waarmee ons sukkel. Ons weet dit. En as jy nie weet nie, vra jou vrou. En as jy nie 'n vrou het nie, vra jou ma. Of jou pa en jou ma, want partykeer dan is hulle bietjie blind. Dan dink hulle kinders is wonderlik. Wie my kind, jy is volmaak, jy doen niks verkeerd nie. Vra dan jou ouma. Nee, nog erger. Ja, ons kan maar lag ook in die kerk. So ja, so hoef nie volmaak te wees nie. Maar ons moet gereed wees. Julle sien, die wêreld het 'n sê ding. Dalk het julle dit al gehoor. Fake it till you make it. Het julle hom al gehoor? Nee, hou net pause. Maak dit of jy heilig is. En as jy nou regtig in die diep moeilikheid is, dan moet jy jou stem nou so maak wanneer jy preek. Jy moet nou mooi praat en diep woorde. My Afrikaans skiet te kort nou, want anders kon ek vir julle daai lang wetenskaplike name ook gegee het, maar ek het dit in Saart 5 vergeet. Fake it till you make it. Is nie God se standaard nie. Jesus sê, ek het die wêreld oorwin. Volg my. Jy hoef nie te fake nie. Volg my. Al wat hy soek, is gehoorsaamheid, nederigheid, en dat jy sy geregtigheid soek. Sy wil, sy dinge op sy manier. Volg my. Hy het nie vir Petrus en die ander apostels daar by die viswaters en vir Matteus by die tolhuis en al die mense gevat, omdat hulle gefake het om te wys hoe heilig is hulle. Hy het hulle gevat en sê, kom agter my aan. Kom loop net agter my, kom saam met my. So dit bring ons by die derde punt. So ons het nou al die eerste twee behandel. Is jy gereed? Is jy volmaak? En jy moet verander. Net my plekkie kry, ons gaan nog lees. Ek wil hê ons moet lees Hebreërs 12 en Romeine 12. So dis maklik, 12:12. Kyk ons bietjie wat sê hy daar, en dis eintlik voor die hand liggend. Ek sê julle kansie gee. Ek moet nou net my plekmaatjies kry. Dis maklik. Kom ons let uitgeval. Hebreërs 12 vers 14. Wat sê? Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. So hy sê hierso, jy het heiligmaking nodig. Maar nie net dit nie, jy het vrede ook nodig. Sê te sê almal gaan met jou vrede hou nie, maar jaag jy die vrede na. En julle weet, heiligmaking dui op verandering. Die Here sê daar, wees heilig, want ek is heilig. En dan gaan ons na Romeine toe, Romeine 12,
Wat ek hom net kry. Ja, die tyd haal my in. Ek is nie meer so vinnig op die bladsy nie. Romeine 12 vers 2. Sy. Mense op die bord het hom seker al klaar, nee. So verleen my geblaaiery. 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. So as jy nog nie volmaak is nie, soos in punt 2, dan moet jy in elk geval verander. Elke dag, elke oomblik moet jy verander. So hierdie verse, heiligmaking, en ek meen hierdie vernuwing van julle gemoed, dui op verandering. So as ek julle vandag kan los, net met 'n enkele gedagte gou-gou, dink bietjie terug oor hierdie jaar, en hierdie jaar loop baie vinnig uit. Is jy dieselfde as wat jy Januarie was? En ek praat nou nie van ouderdom nie, ek praat nou nie van plooie en minder hare en daai goed nie. As jy voor die Here Jesus staan, is jy dieselfde of het jy verander? Dis die vraag wat ons moet vra. Want volgens Romeine 12, as ons wil weet wat die welgevallige, volmaakte wil van God is, en die goeie, en ons beleef dit nog nie, dan beteken dit ons moet verander. En ek wil hier ook in las gaan. Hierdie praat van die welgevalle en volmaakte wil van God. Nie van die wêreld nie, want die voorste gedeelte staan, moenie in die wêreld gelykvormig word nie. So as dit swaar met jou gaan, dan moet jy nie sê, nou het ek nie dit nie. Want partykeer hou die wêreld so min daarvan as jy die goeie van God soek, en as jy God se wil soek, dat jy gaan verdrukking hê, jy gaan beproewing hê, en jy gaan getoets word. En Pastoor Henry het enige boodskap gepreek oor die testing en die blessings en al daai goeters lank terug. So partykeer juis as jy oorwinning behaal, juis as jy die deurbraak kry oor daai area wat jy voor die Here se voete kom lê, dan word jy getoets daarop. En dan word jy beproef daarop om te kyk, hoe eg is dit? So ek wil julle nou so 'n klein verhaaltjie vertel. Wie is lus vir 'n boerdery verhaal? Ja, daar is dan so 2. In die landbou kom jy baie keer uit generasies uit. En jy weet, julle kan dit seker maar van julle op toepassing maak, ek weet nie of dit met besighede en alles dieselfde werk nie, maar ek praat nou uit my oogpunt uit. So daar's 'n resep en daar's 'n manier. En dis wat jy doen, dis maklik. Doen net wat oupa gesê het. Doen wat oupa grootjie gesê het. So, as jy hak, dis hoe jy die ploeg hak. Dis hoe jy hom instel. As jy die strooier hak, dis hoe hy moet staan. Hy moet so hoog van die grond af staan en hy moet soveel wees en hy moet knippie 3 wees. Dis dit. Maar jy sien, dan begin jy in hierdie groef val van ABC. ABC of ABCD, maak nie saak hoeveel prosesse jy het. Maar dis hoe jy dit doen. So dis hoe die boerdery werk, maklik. Ek meen, dit is maklik om te boer. ABC. Luister net vir oupa. Maar jy sien, nou kom ons in 'n punt waar ons sien, maar dit werk nie altyd nie. Dis nie noodwendig die wenresep nie.
Dalk is dit maar omdat die grond se kwaliteit afgeneem het, of die water, of wat ook al, maar ewe skielik werk oupa se resep nie meer nie. Jy weet, in oupa se tyd het hy sulke mieliekoppe gestroop. Nou, ek stroop net nou sukkes. Hoekom? Dan begin ons daai vrae te vra, en ek vra, hoekom? Ek meen, dit het gewerk, is nie dat dit nooit gewerk het nie, dit het verseker gewerk, anders het hulle nie aanhou boer nie. Maar daar het iets verander. Klimaat het dalk verander, die weer het dalk verander, die temperatuur het dalk verander, maar jy wil dieselfde resep bly. En toe ek dit doen, en ek gaan aan en in my proses wat ek gewees het, sien ek maar, die oeste raak slegter. En dit is deels 'n goeie ding. Want dit maak dat ek vra. Die hoekoms. Hoekom gebeur dit? Waarom gebeur dit? Want jy sien, ek het agtergekom, baie keer moet jy eers jou fout besef, voordat jy kan verander. Want as jy nie jou fout besef nie, dan gaan jy dieselfde resep oor en oor doen. Ou Albert Einstein het 'n interessante ding gesê, en ek geniet dit baie. Hy het gesê, wat is die definisie van insanity? Dis nou nie dit wat die woordeboek sê nie, want hierdie ou het bietjie uit die boks uit gedink. Het julle hom al gehoor? To do the same thing over and over, expecting a different result. Dieselfde ding te doen, maar jou uitkoms in jou kop gaan verskil. En glo vir my, as jy dit wil leer, die boerdery leer daai les vir jou baie hard. Jy kan nie in jou kop daai mielie wil hê, maar jy gee dieselfde resep vir die mielie nie. Dit beteken jy doen iets verkeerd. En ongelukkig, omdat 'n mens baie keer in daai roetine het, jy weet maar, daai resep, noem dit maar oupa se resep, vang jy dat jy dalk jaar na jaar presies hierdie definisie woord vir woord uitleef. Ons gaan nou weer verder boer, en wil ek dit net bietjie nader trek. Hoeveel mense leef hulle lewe identies dieselfde patroon oor en oor en oor. Maar hulle verwag, hulle gaan nader aan die Here kom. Verandering moet plaasvind. Nie, verandering gebeur in elk geval rondom ons, onwillekeurig. Die enigste onveranderlike moet wees deur Jesus Christus. Want hy is gister en vandag tot in ewigheid is hy dieselfde. En hy kan so wees want hy is volmaak. So as jy nie volmaak is nie, wat ek glo julle almal van stem saam as ek dit so hoor, ons moet verander. Ons kan nie dieselfde lewenspatroon herhaal jaar na jaar nie. En dis hoekom ek sê, is maklik, ons kan terugkyk en sê, ek het verander. Maar ek wil nou vir jou nog verder vat en sê, as jy terugkyk oor hierdie jaar, hoeveel van jou lewenspatrone het verander? Hoeveel van daai goeters wat dalk onaangenaam is, het jy aangespreek? Doing the same thing over and over, expecting a different result. En dit het my begin noodsaak in my bedryf om allerhande goed te probeer. Rowwe goeters wat ander mense dalk nie doen nie. Dalk die ekstreem en dalk die ander kant van die ekstreem, dalk niks nie. Ek meen, toe ek die eerste keer die ou boontjies in die koringkaaf geplant het, toe sê oupa vir my, nou jaag jy aan. Want dit word nie gedoen nie. Niemand toets dit nie.
So miskien sê Pastoor Henry dalk vir my en vir julle iets. Dalk sê ek vandag vir julle iets. En dit voel bietjie weird. Want ons moet ietsie doen. Ons moet ons paradigma skuif. Want ons moet anders dink oor 'n saak. Want daai 5 maagde het dieselfde situasie van die bruilof gehad. Maar 5 van hulle het anderster gekyk as die ander 5. Want jy sien, ons kan nie dieselfde ding oor en oor doen nie. En ek wil jou vandag uitdaag. Jy weet wat pla jou. Jy weet wat is in jou lewe wat jou afbring. Wat maak dat jy daai selfe uitkoms het. Kom ons noem dit daai triggers. Wat jou net in hierdie lewensstroom afstoot. En dan weet jy, as jy geval het vir daai eerste hou, dan is dit soos domino's wat val. Een na die ander, as jy weer kyk, dan sit jy op 'n toestand waar jy nie wou wees nie. Jy's afgetrek op 'n plek waar jy nie wou wees nie. En is om daai triggers te identifiseer, want dis waar die verandering moet plaasvind. Sodat ons kan sê vir mekaar, wie wat, ek is nie meer dieselfde as wat jy laas jaar gesien het nie. Ek lyk dalk so, dalk 'n bietjie dikker, bietjie mader, bietjie ouer, weet nie wie raak jonger nie. Maar ek verskil. Want jy sien, waar ek normaalweg gevloek en geskel het, doen ek dit nie meer nie. Ek spreek nou eerder 'n seën dalk uit. Wie wat? Waarna ek gegryp het, verantwoorde, wat ook al my kon antwoorde bied in hierdie wêreld, gryp ek nou na die Here se woord. En ek gryp na sy oplossing vir my situasie. En dit maak dat ek anderster dink, dat ek dit anderster sien. Elkeen se lewenssituasie verskil. En miskien sit jy vandag in 'n groef, en jy weet nie hoe om daar uit te kom nie. Vandag is dit dalk jou vraag wat jy vra, maar hoe kom ek hier uit? En dan wil ek nou vir jou sê wat ek ervaar het uit my landbou, gaan wees radical. Gaan wees radical, doen goeders wat nie eintlik sin maak nie, en ek praat nie van verkeerde goed nie. Goed uit die woord uit. En julle weet, baie goeders het die Here gedoen wat snaaks was. Vir die een ou sê hy sien, vir die ander ou spoeg hy op die grond en hy maak met sy spoeg klei. So miskien is dit wat jy nodig het om uit daai lewensgroef uit te kom, sodat jy na die volgende fase toe kan gaan. Ek is amper klaar. Ek wil vir julle lees Jakobus 1. Nou is die laaste skrif wat ons gaan lees. So as jy moeg en vaak is, soos een van die 5 maagde, soos al 10. Nee, ek hoop nie hele gemeente slaap nie. En dan kan jy nou sê amen, ons is amper klaar. Daar val 'n boekmerkie nog uit. Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 25. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor. Kan julle sê hoor? Ek hoor julle. Stadig om te praat. O jene. Ek weet nou nie wie se een wat die baie meeste praat in julle huis nie, nee, maar ek het 'n paar smiles gesien. Party mense kan jou ore van jou kop af praat. Stadig om te praat. Dit is gewoonlik maar, hulle verwys maar na die vrouens, ek sê nie dit is so nie, dames. Maar jong, ook, stadig om toornig te word. Dis nou weer die manne. Ja, eina.
Stadig om te praat, stadig om toornig te word, maar gou om te hoor. Ek gaan nou verder gaan, ek wil net dit noem. Ek beleef, hierdie is nie meer so nie, dit was meer so gewees, jare terug. Mense is nie meer bereid om te luister na ander mense nie. Want daar is te veel leermeesters. Baie keer wil die ou nie die antwoorde op sy probleme hê nie, hy wil net hê jy moet hom hoor. Hy wil net hê jy moet luister na sy hart. En hierso vervat hy dit so mooi. Hoor hoekom moet jy nie kwaad word nie? Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Vir ons om te verander, moet ons God se geregtigheid soek. Soek eers die geregtigheid van God, die koninkryk en sy geregtigheid. Daarom, doen afstand van alle vuilheid, oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Net interessant, wil dit weer lees. Wanneer jy besef, verandering is noodsaaklik. Dalk is dit vandag in jou huwelik. Dalk is dit vandag nodig tussen jou en jou kind. Verandering is nodig. Daarom sê hy, doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid. Met ander woorde, enige iets wat jou van God af verwyder. Enige iets, wil ek verder sê, wat jou nie gereed maak nie. Doen afstand van dit. Beweeg weg van dit. Verander dit. Maar hoor, wat moet jy doen in daai plek? Want jy moet dit vervang, jy kan nie net daai leemte ooplos nie. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Wil sê, maak jou kannetjie vol olie. Ontvang dit. Kry genoeg olie. Want jy gaan dit nodig hê op die pad. En dan is dit nogal kwaai, want hierdie gedeelte word in twee gesplit. Hy lê soveel klem op die hoorders. En daarom het ek vir julle gesê, kan julle almal sê hoor, en julle het dit gesê, en ek het gehoor hoe julle sê, julle hoor. Maar hy sê, weet wat, julle almal kan hierdie boodskap hoor. En julle kan hom duidelik uit julle kop uit dalk sê, terwyl ons hierso sit. Maar as julle nie die dader van hierdie woord gaan word nie, dan wil ek nou vir julle sê, dan is dit net so goed hier agter staan 'n reuse spieël. En ons het hierdie oomblik gevat, en ons is weg. So die effek of die oorwinning lê in wat gaan ons doen met hierdie woord. My laaste stukkie, ek sluit af. Jy het al baie keer gehoor, daar's 'n ander sê ding wat die mense sê, ek is so gemaak en so laat staan. Julle ken dit ook. Dit is nie ooreenstemmend met die woord wat ek gelees nie. Sodra jy dit sê, sny jy jou af van enige verandering. En dan sê jy vir die Here, weet jy wat? Ek is punt nommer 2, ek is daai fariseer, ek is volmaak. Kan nie verander nie. Daar's niks nodig om te change nie. So moet nooit daai woorde oor jou lippe noem nie. Want die Here het jou gemaak. Hy het jou so gemaak, want jy's uniek gemaak, want jy's daar vir 'n doel, en 'n spesifieke doel wat niemand anders kan verrig nie. Want ek het nie jou persoonlikheid nie,
Ek het nie jou stemtoon nie, ek het nie dalk die smile nie, maar jy het dit. Ek het nie dalk die kennis nie, ons werk nie by dieselfde plek nie, so jy is so gemaak, maar God sê jy moet nie so bly nie. Jy moet verander, want hy wil vir jou die beste jy gee, wat net jy kan wees. Dawid sê in Psalm 138 vers 8, en ek moet sê, dis hoekom God om 'n man na sy hart noem. Want was Dawid volmaak? Nee, niemand dink so nie. Maar hy doen een ding en hy sê, hy laat nie vaar die werk van u hande nie. So Here, ek is 'n stuk werk. Here, ek is nie volmaak nie. Ek het u lief en ek sal u volg. En ongeag my foute, verander my. Moenie hierdie werk so laat staan, Here. Verander my. Ons is almal nog 'n stuk, 'n meesterstuk wat geskape is uit die Vader se hart. En ons is nog nie voltooi nie. Maar die vraag is, wanneer is ons, of word ons, die vraag is nie, wanneer is ons voltooi, of wanneer word ons voltooi nie. Die vraag is eerder, gaan ons toelaat, dat die Meester aan ons werk. En dit is die uiteinde hierso. As ons hier wegstap, dat ons nie sê, Here, dalk het ek nog 5 stukkies oor, maak my klaar, ek is reg nie. Want baie mense het al groot oorwinnings in hulle lewe behaal. En hulle het daai attitude van daai fariseer ingeneem van ek is volmaak. En dan leef hulle onvervulde, onvoltooide lewe. Want hulle laat nie toe dat die Meester, dat die koning hulle lewe verander nie. Hulle laat nie toe dat daai resep verander word in hulle lewensboerdery nie. Want jou grond kan nie verander as jy dieselfde resep volg nie. En jy kan ook nooit by oupa hoor wat is die ultimate plan nie. My oupa het my baie goed geleer, my pa sit hier vandag, hy het my baie goed geleer. Maar hulle het nie alles geweet nie. Ek het klomp ekstra goed geleer, en ek weet ook nog nie alles nie. En ek sal ook nie alles weet nie. Maar ek gaan vir my kind wel leer wat ek geleer het. Maar die verskil is, ek gaan vir hom sê, en vir haar sê, vir 2 dogtertjies ook. Ek kan jou leer wat ek geleer het. Elke Sondag staan pastoor Henry hier en hy leer ons wat die Here hom geleer het. Maar ons moet self nog ruimte los om by die een te leer wat alles weet. By die volmaakte. En dis waarmee ek julle vandag wil los. Gaan uit en verander. Want as jy verander, gaan die rondom jou verander. En dis wanneer die wêreld ook kan verander. En ek het wel gesien wie in hierdie week die ultimate veranderaar is die Here self. En wanneer ons hierdie woord net ronddra en ons deel wat binne in ons is, wat besig is om binne in ons te gebeur, met mense rondom ons, dan verander daar goed. Mense verander, dinge verander, situasies verander. Maar ons moet toelaat dat die pottebakker met die klei kan werk. Kom ons sit so in, dan bid ons saam. Here Jesus, ek staan hierso en ek bedien hierdie woord, want U het dit aan my gewys in my fisiese bedryf.
Maar tog staan ek skuldig, Here, want 'n mens kom op hierdie ding wat jy dink jy weet en jy bly net by dit wat jy weet. Maar Here, ek kan nie my hart toesluit vir enigiets wat U wil doen nie. Want meer wil U doen in ons en deur ons. Maar ons moet U toelaat. So Here, vandag ken U elke hart wat U sit, elke hart wat na hierdie boodskap luister. En U weet wie het nou die besluit geneem en gesê, Here, verander my, maar ek wil verander. Want ons kan nie net die werk, Here, in die hand oorlos en sê, Here, doen U alles nie. Ons moet daai keuse uitoefen. Want U werk met 'n keuse. Wanneer ons daai keuse maak, dan sê U, jy het die deur oopgesluit vandag. So Here, vat ons in ons gebrokenheid, Here. Vat ons dalk in daai toestand waar ons is vandag, Here. Elkeen by homself, Here. So ek kan net bid en sê, vat my vanmôre. En rig my op, Here. Vat my hand en trek my. En Here, werk aan hierdie onvoltooide stuk mens. Onvolmaak, vol tekortkominge. Maar help my, Here, dat ek saam met U sal stap. En dat ek sal sien hoe lyk die voorbeeld wat U gestel het en my lewe sal rig. En dat elke persoon hier weer wat luister vandag na hierdie woord, hulle lewe sal rig na die een wat volmaak is. Sodat ons verstandig sal wees. Soos hierdie 5 verstandige maagde, Here. Alhoewel ons dalk nie heeltemal volmaak sal wees ooit nie, tot die dag. Maar dat ons wel gereed sal wees. Dat ons emmertjies vol olie sal wees, genoeg. Want ons weet nie, wanneer sal ons uur aanbreek nie. So Here, seën vandag U liggaam. Seën vandag die kerk. Elke mens, Here, wat vandag luister en wat hy besluit neem. Here, dat ons nie net ons ore sal oopmaak om te luister nie, maar dat ons sal daad by die woord sit. Want dis die daad wat by die woord kom, Here, wat die verandering bring. Here, ek kan al die YouTube video's kyk van al die beste boere in die wêreld. Maar as ek nie iets gaan leer en iets toepas nie, dan kom daar geen verandering by my nie. So Here, wees U die prediker van hierdie woord. En Here, nie my wil of my woord nie. Want ek was ook net 'n mens, feilbaar. Maar Here, U woord wat waaragtig is. U woord, Here, wat die juk kan breek. En U woord wat kan lewend maak. Seën ons, Here, in hierdie week wat voor lê. Seën elke hart en dra ons deur. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Gaan in die vrede en in die liefde van die Here. En staan môreoggend op, anders as vanmôre. Amen.